My hande hef ek op na U. Ek loof U naam. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening vanoggend by julle. Vanoggend wil ek graag 'n woord met jou deel met die titel Die Geseënde Man. Nou, ek dink as ons aan dink, die geseënde man, as ek enige iemand op hierdie aarde wil vra, wil jy geseënd wees? Dan gaan sy antwoord dadelik wees, ja. Nou, die woord van God, die hele wêreld is deur die woord van die Here geskape, julle. En al die wette, en nou praat ek nie van Bybelwette noodwendig nie, maar al die wette soos die son sal opkom, die Here het dit gespreek, hy sal opkom, die wet van swaartekrag, as jy iets in die lug los en jy los hom, dan gaan swaartekrag, want God het dit gespreek, né? Sal daai ding vat en hy sal op die grond val, hy gaan nie daar in die lug dryf nie, want God het gespreek, dit is 'n fisiese wet wat daar is. So is daar ook 'n wetgewing, wil ek amper sê, wat dit wat God gespreek het, maak nie saak wat jy doen nie, nee, dit sal gebeur. So maak nie saak wat jy doen, as jy 'n klip optel en jy los hom hier in die lug, dan gaan hy op die grond val. So is daar ander dinge wat die Here gespreek het. As jy volgens dit optree, dis onmoontlik dat dit nie sal gebeur nie. So ek wil praat oor die geseënde man. Maar kom ons gaan kyk, want ek het iets hier in die boek van Jeremia raak gelees, en ek wil graag hê ons moet daarna kyk, en want dalk wil ons dit toepas, nee, in ons lewens, sodat daai wet, wil ek amper sê, wat God gespreek het, nee, soos die son wat opkom, die son wat ondergaan, die maan wat sal opkom, die sterre wat in die hemel sal wees, nee, die visse in die see, en die hele natuur, nee, die reën wat sal val, nee, dan ook sal inskop as ons volgens hierdie uitgespreekte ding van die Here wandel. Jeremia 17 vers 5. So sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou. So, okay, hier's die eerste ding, julle. God het dit gespreek, soos wat hy gespreek het, reën sal uit die lug val en dit sal op die grond val. Soos wat God gespreek het, as jy 'n klip optel en as jy hom los, gaan hy op die grond val, want swaartekrag wat God gespreek het, sal maak dat hy op die grond val. Dieselfde God het gespreek, dat as jy op die mens vertrou, is jy vervloek. Kom ons hou dit in gedagte. Goed. Hy sê, hy wat op die mens vertrou, vers 6, hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, en 'n brakkerige en onbewoonde land. So julle, hier is 'n waarskuwing, as jy graag 'n geseënde man wil wees, moet nie op die mens vertrou en op die mens staat maak nie, maar eerder op God. Maar dan sê hy in vers 7, geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is. Nou as ek dit lees, dan besef ek moenie in die oë van mense kyk nie, maar ek moet eerder opkyk, ek moet bidend wees, ek moet God inroep, en ek moet God vra om vir my 'n helper te wees, en dinge vir my uit te sorteer, en my daarin te lei. Dan gaan ek geseënd wees. Nou sê hy, want die man wat op die Here vertrou, vers 8, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is, by die water geplant is, en sy wortels uitskiet, by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie. Maar sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte is hy nie besorgd nie, en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Is dit nie wonderlik nie? Julle, God het gespreek dat swaartekrag sal werk. God het gespreek dat die son sal opkom. Hy kom nog elke oggend op, en dat hy onder sal gaan, en hy gaan nog elke aand onder. God het gespreek dat daar seisoene op die aarde sal wees, en die reën sal kom, en die reën sal val. En dan het hierdie selfe God gespreek, wat al hierdie goed laat gebeur, met sy mond gespreek,
dat die man wat op hom vertrou, geseënd sal wees. En raai wat? So sal dit wees. En omdat dit nou so is, kom ons ken julle, ek wil hierdie boodskap vir julle gee, almal wil geseënd wees, almal wil hê dit moet goed gaan in hulle lewens. Kom ons begin ons vertroue op die Here sit. As mense vir ons negatiewe goed sê, dan sê ons, maar die Here. As hulle negatiewe goed, dan sê jy, kom ons bid daaroor, want God sal dit verander. As jou finansies druk, roep op die Here. Ek waarborg jou, as sy gesig nie van jou al wegdraai nie, maar dat die Here vir jou 'n helper sal wees, en dat sy hand, soos wat hy gespreek het, swaartekrag in die son, en die reën, en die winde, en die seisoene, gespreek het, en alles bly stand, so sal dan hierdie seëning van die Here na jou toe aankom, en niks sal dit kan stop nie. So kom ons doen dit sommer nou. Kom ons maak ons oë toe en ons vra vir die Here. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Vader, U woord sê, dat as ons op U vertrou en U ons vertroue maak, Here, by God, dat ons geseënd sal wees, dat ons sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, ons wortels daar sal uitskiet, Here. O Here, en dat dit nie gekeer sal word nie, en dat ons deur U geseënd sal wees. O Vader, nou vra ons U, Here, ons wil nie op mense en ons wil nie op prinse en op konings vertrou nie, Here my God, maar vandag bid ons, dat ons vertroue in U is, Here, dat U ons helper is, Here, en ons vra U nou, lewende God, om U aangesig van seëning oor ons oop te maak, om toedeure vir ons oop te maak, Here, Vader, en die guns na ons toe laat uitstroom. En daarom kan ons werklik vandag sê, ek is 'n geseënde van die Here. Dankie Vader, in Jesus se naam. Amen. Baie liefde, seëning, Pastoor Wat. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien, baie liefde en seëning vir julle. Amen. My hande hef ek op na U, ek loof U naam en buig voor U, want U is hier.